Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers op die woord, ons erediens wat ons so saam geniet. Nou ons is besig om te praat oor God is koning en ons almal geniet dit dat hy koning is, maar 'n ander vraag is, dan is jy 'n koningskind. Wat 'n tipe koningskind is jy? Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan eers op en kom ons sing saam. In 'n hart wat brand, staan ek voor U en neem U hand. Ek lê my lewe voor U neer. Ek smag na U meer en meer. Ek val met my sonde voor U neer. Was my skoon in die hemel is U alleen is Vader, Heilige is U Heer. Ek is vry deur U genade. Ons het laasweek begin praat oor God is koning en hy roep jou en my om sy koninkryk saam met hom te bou. Die sketsie wat ons gebruik in ons ritmes is daai trappie wat afwaarts gaan en ek en jy leef 'n afwaartse lewe. Nie soos die hele wêreld wat wil opgaan op die leer nie, maar doelbewus kies om afwaarts te leef. Soos Jesus geleef het, né? Hy was in die hemel, ons gaan nou Kerstyd binne en ons kyk daarna, hy was in die hemel en hy het dit nie enige waarde geheg om gelyk te wees aan God nie, maar hy het afgekom en mens geword. So iets daarvan is God is koning. Nou terwyl ek hieraan gewerk het en net gedink het aan God as koning en hy roep ons en al hierdie klas van goed toe, ewe skielik toe kom die gedagtes net in my hart op van, maar as God koning is, dan is ons koningskinders. Nou ek weet nie wat doen dit vir jou nie, maar wow, vir my is dit, ja, ek's 'n koningskind. Ek bedoel, ons tydskrifte, koerante, nuus, alles is mos vol van die Britse konings, né? Hoe leef hulle en die kinders en die swangerskappe en die geboortes en die troues. Ek bedoel, ek het statistieke gehoor dat ek dink die laaste trou of iets was die mees gekykste event nog steeds in die geskiedenis van die mensdom, né? Waar twee mense trou en dis adel en is die koninklikes en almal kyk na hierdie troue. So, koningskinders, wat se tipe koningskind is jy? Is jy die rooi tapuit tipe koningskind? Nee, dadelik dink ek daaraan, van ons is gewoond aan die rooi tapuit koningskinders. Nou, dit doen iets aan jou en my, as ek en jy hoor, ons is God se koningskinders. Wat is jou verwagting dan? Dan begin jy goed te verwag, soos, alles moet goed gaan, alles moet maklik wees, né? Rooi tapuit word vir my uitgegooi. Kan ek vir jou hierdie beeld verduidelik, iets van ons kerke wat dit preek, omdat jy 'n koningskind is, moet jy altyd geld hê, moet jy altyd leksheid hê, omdat jy die koning se kind is, moet deure vir jou oopgaan en die lewe moet makliker word, omdat jy die koningskind is, kry jy guns as jy inloop by plekke. Dis nie alles verkeerd nie, daar's baie goeie punte in daai preke. Omdat ek en jy koningskinders is, kan ek en jy 'n lewe in oorvloed verwag. Ons kan guns en seën verwag. Ons kan selfs rykdom verwag, want jy's 'n koningskind.
Maar ek dink iets wat my meer prikkel, is om te gaan kyk wat se tipe koningskind was Jesus. Want hy was die koning van die konings en hy was self die koning en hy is die Vader se kind in daai klas van beelde, maar om eerder die vraag te vra, wat se tipe koningskind moet ek wees? Ek bedoel, dit is baie goed om geloof te hê vir beloftes. Dit is baie goed om geloof te hê vir 'n seënryke lewe, maar wat se tipe koning was Jesus? Ek onthou eendag ry ek saam met 'n predikant, nou ek praat van maklik 20 jaar terug. Ek het nog nie eens 'n bestuurslisensie in my lewe gehad nie. En ek het agter gesit in 'n voertuig en 'n predikant het bestuur en hy het te vinnig gery en 'n verkeerskonstabel het hom afgetrek en toe hy vir hom die boete wil gee, toe sê hy vir hom, jy kan nie vir my 'n boete gee nie, want ek is 'n koningskind. En die koningskind val nie onder die reëls van hierdie land nie. Nou, ek sit agter in die kar en ek dink, hierdie man gaan moeilikheid kry, he's pushing his luck a bit too far. Nou, om die lang storie kort te maak, hy het 'n boete gekry en hy het vir hom gesê, ek voel vere wie se koning se kind sy jy is, jy ry nie te vinnig op my strate, in my dorp, in my land nie. Nou, maar iets daarvan het by my gebly, van ons dink baie keer ons is koningskinders, en dit vrywaar ons van basiese beginsels, en dit vrywaar ons van reëls in ons land, en dit vrywaar ons dalk van liefde, menslikheid, dit vrywaar ons van ordentlikheid, en ons dink baie keer ons is beter as ander, so ek wonder of Jesus al daai beloftes aan koningskind geheg het. En wat se voorbeeld gee Jesus vir ons van wat se tipe koningskind gaan jy wees? Voordat ek by die skrif kom ons praat net gou. Jy ontmoet een of ander celebrity se kind. Nou, nee, hy kan een van twee mense wees. Hy kan of 'n brat wees, nee, wat jy sommer net in die kop wil klap en sê, hey man, kry maniere, jou pa of jou ma of wie ook al, is een of ander celebrity, maar jy's nog net 'n bogsnyter en nat agter die ore, kry maniere. Of daai celebrity se kind kan iemand ouliks wees. En jy dink, wow, jy weet, hy's gewoond aan soveel faam en mense neem foto's of wat ook al en vlieg oor die wêreld en een of 'n groot celebrity se kind en jy het gedink hy gaan so 'n bietjie 'n arrogante brat wees, maar hy's hierdie oulike kind. Hy's hierdie hulpvaardige kind, hy's hierdie vriendelike kind. Hy het respek vir ouer mense. Wat is jou indruk dan van die celebrity en van sy kind? Baie meer, nee. Dis iets van, wow, ten spyte van al hierdie glamour om hulle, maak hulle nog hulle kind groot met die regte waardes. Nou, kom ons vat dit na God toe. As jy arrogante, beterwetige, tipe Christene jou pad langs kry, wat sê dit van hulle Vader? Wat doen dit aan jou, as jy sê hy's 'n koningskind, wat so optree en kyk hoe sy pa, het jy nie meer respek vir 'n koningskind wat ordentlik is en mooi maniere het en liefdevol is en respekvol is nie? So die vraag is, wat se tipe koningskind gaan jy wees? Nou ek het gaan kyk na Jesus. Wat se tipe mens was Jesus? En ons almal ken die antwoord. Ek hoef dit amper nie eers te verduidelik nie, maar ek gaan dit tog sê. Wat se tipe koningskind was Jesus? Hy was opvaardig. Hy was vriendelik, hy was 'n man gewees van integriteit en waarheid. Hy het op 'n stadium het hy die voorskoot aangetrek en die doek oor die arm gegooi en hy het sy disippels se voete gewas. Hy was 'n dienskneg, 'n koningskind wat kan dien. So ek dink ons kry 'n bietjie 'n ander beeld, nê, van 'n regte koningskind. 'n Koningskind is nie iemand wat net staat maak op sy adelskap en wie hy is en hoe hy gedien en bedien moet word en hoe alles vir hom moet reg wees nie. Jesus as koning, as koningskind, as voorbeeld vir ons, hy kom dien self. En hy kom buig self sy knieë en hy kom was self die voete en hy kom help mense en hy kom tel op en hy gee liefde en hy deel uit en hy neem nie net in en vat nie. So, kom ons beantwoord weer die vraag, wat se tipe koningskind is jy? Net gemak, net plesier, net beloftes, net beter en groter vir jou, of iets van dien teenoor ander? En dit is moeilik, kom ons wees eerlik, dit kom nie van self nie. God moet jou en my help om diensknegte te wees. Een van die gedeeltes oor Jesus wat my na in die hart is waar hy gekonfronteer word met, is jy koning? En as jy koning is, hoekom gaan ek jou nou kan kruisig? Pilatus wat besig is met hom en hoe Jesus getuienis aflewer van
ja, ek is koning, maar ek is anders. Ek's 'n anderse koning. Kom ons gaan kyk na daai gedeelte, Johannes 18, waar Jesus hieroor getuig. Hy sê, Jesus het geantwoord, my koningskap is nie van hierdie wêreld nie. As my heerskappy van hierdie wêreld was, sou my onderdane hard geveg het, sodat ek nie aan die Joodse owerhede uitgelewer word nie. Maar nou is my heerskappy nie van hier nie. Is jy dan tog wel 'n koning? Vra Pilatus. U sê dit, dat ek 'n koning is, antwoord Jesus. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom, met die doel om vir die waarheid getuienis af te lê. Elkeen wat lief is vir die waarheid, luister na my stem. Pilatus sê toe vir Jesus, wat is waarheid? Terwyl hy dit sê, gaan Pilatus weer buitentoe, na die Jode en kondig aan, ek vind geen skuld in hom nie. Nou, wat gebeur hier met Jesus as koning en wat kan ek en jy leer van wat se tipe koningskind moet ons wees? Ek dink as jy teruggaan na die heel begin toe, Jesus het hom geantwoord, my koningskap is nie van hierdie wêreld nie. Wat Jesus hier bedoel is, ek het sekere reg om te sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, so ek gee nie om oor hierdie mense nie. Weet, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, so ek gaan ongeskik wees, ek gaan selfsugtig wees, ek gaan nie omgee vir mense nie, want my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Wat sien ons? Ons sien die teenoorgestelde, né? Jesus sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, so hierdie wêreld hoef my nie gelukkig te maak nie. Ek kom na hierdie wêreld toe om julle te dien. Ek kom na hierdie wêreld toe om vir julle redding te bring. En wat leer dit my en jou? As ek en jy koningskinders is ons nie koningskinders net vir hierdie wêreld nie. Ons is koningskinders vir die ewigheid. So dan kan my en jou doel dieselfde wees as Jesus se. Ek kan kom dien. Ek kan kom 'n verskil maak in mense se lewens. Ek kan kom omgee vir my naaste. Ek kan op die trappie afwaarts leef, want my koninkryk, my trappies wat opgaan is nie in hierdie wêreld nie. Wanneer ek koningskind is dit in die volgende wêreld en daar gaan my trappies op. Daar word ek gekroon met eer en heerlikheid, maar hier in hierdie wêreld leef ek soos Jesus. Ek leef afwaarts. So Jesus sê ons koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Tweedens sê Jesus, ek het gekom om te kom getuig. 'n Koningskind kom getuig. En die vraag is heel eenvoudig, waar en hoe getuig ek en jy? Nou, hier met Kersfees wat op pad is, baie Kerspartytjies is al verby en vakansie lê voor, en ons gaan saam met familie wees en kuier en seën. Ek weet, ons Desember, hè, ons is mal oor Desember. Maar het jy al gedink wat so 'n fantastiese tyd is Desember om te getuig? Net in hoe jy leef, net in hoe jy vakansie hou, net in hoe jy in vakansietyd nog steeds die Here dien, reg leef, rein leef, hoe jy gasvry is, hoe jy die familie nooi, hoe jy geskenke uitdeel, hoe jy oor die liefde van Jesus praat, hoe jy Kersfees vier, is alles geleenthede om te getuig. Nou, kom ons praat gou. 'n Koningskind hou 'n juwele Kersfees, né? Ek bedoel, dis die grootste, dis die mooiste, dis die duurste, dis die lekkerste, en is net die grootste kos en geskenke in die treat. Dalk moet 'n koningskind ook so Kersfees hou, maar nie net vir homself nie, vir minder bevoorregtes. En ek dink ons almal het dit in ons, né? In ons gemeente, ons miracles gedurende Kersfees, waar ons vir duisende mense kos, klere, geskenke uitdeel, duisende minder bevoorregtes word, by al ons gemeentes bedien op die 24ste. Hoekom? Want koningskinders leef nie net vir hulle self nie. Koningskinders hou nie net Kersfees vir my en my gesin nie. Koningskinders het soos Jesus gekom om te dien en te getuig. En ek dink wanneer ons dit doen, dis van die lekkerste lekkers in ons jaar. Ek dink almal deel van ons gemeente weet al, Kerstyd is ons hoogtepunt, nie oor wat ons kry nie, maar wat ons op die 24ste uitdeel. Wat ons op die 24ste vir ander mense doen, wat ons die 24ste net liefde uitstort op 'n gemeenskap en duisende mense kan nie glo dat dit kos niks en is warm en is geskenke en is klere en is warm kos en is liefde nie. So 'n Christenkind, 'n koningskind dien en gee weg en getuig. Kom ek gee jou nog een van hierdie. 'n Koningskind vat vervolging.
Het jy gedink, Jesus kon daar sê, hoor jy, ek's 'n koningskind, ek sal nie laat jy so met my praat nie? Kom aan, hoeveel keer het ek en jy al so gevoel, nee? Hoor jy, ek is 'n Christen, ek's 'n koningskind, ek sal nie laat jy so met my praat nie. Jesus vat dit. Die man kla hom aan, die Jode kla hom aan, hulle beskuldig hom vals, hulle jok oor hom. En party skrifte sê hy het nie 'n woord geantwoord nie, hulle slaan hom. 'n Christenkind, 'n koningskind, staan nie op sy regte altyd en demand sekere goed nie. 'n Koningskind kan iets vat van vervolging, van leuns, en kan die minste wees. Nou, ek weet ons moet ons tye reg kies en ons moet weet wanneer en nou, ek weet dit is 'n komplekse onderwerp, maar daar's iets in dit van, weet jy, as ek liefhet en ek kry vervolging en kom ons vat weer ons miracles, ons gee vir alle mense geskenke en kos en ons deel reg oor die spektrum van ons land uit en elke jaar as ons klaar gedoen het, is daar mense wat kwaad is wat sê julle het te veel vir hulle gegee en nie ons nie, en al daai kompetisie en al daai woede en al daai vervolging. Weet jy wat, 'n koningskind kan vervolging vat. 'n Koningskind sê nie, hoor jy, ek's 'n koningskind en jy mag nie so praat nie, jy mag nie dit aan my doen nie. 'n Koningskind kan die harde goed in die lewe deurgaan, vervolging, verwerping. Ek bedoel, kom aan mense, ons is baie erg oor verwerping, né? Ek wil nie na die Kerspartytjies toe gaan nie, want ek is die enigste een wat nie drink nie, en nou gaan hulle my verwerp. 'n Koningskind kan verwerping vat. Want sy identiteit, sy koningskap is nie van hierdie wêreld nie. Sy suksesmeting is nie van hierdie wêreld nie. So my vraag is, hoe sensitief is jy as koningskind? Staan jy net op jou regte? Soek jy net die rooi tapuit en al die beloftes, of is jy 'n koningskind soos Jesus, wat vervolging kan vat, wat verwerping kan vat, wat opoffering kan vat, wat kan dien, wat kan weggee? En ek begeer om so 'n koningskind te wees. En dit kom nie natuurlik vir my of vir ons gemeente of vir ons mense om ons nie. Dit vat 'n doelbewuste besluit en sê ek wil 'n koningskind wees soos Jesus. En party dae moet ek myself dit herinner. Party oggende staan ek op en nou wil ek nie 'n koningskind wees nie. Ek wil net selfsugtig Andries wees. Nee, ek dink in die grap en ons het hom al soveel keer vertel van die twee seentjies wat oor kan die tafel sit en die ma wil vir een kos gee en die een wil eerste en die een wil anderste en die ma sê julle moet soos liewe Jesus wees. Liewe Jesus wil altyd laat die ander een eerste wees. En die een boetie kyk vir die ander boetie en sê, "Oké, jy kan vandag liewe Jesus wees, laat ek eerste kos kry." Nou net, dis hoe party dae staan ek op en voel ek laat julle soos liewe Jesus wees. Ek wil nou eerste kos kry. So dit kom nie van self nie, maar ek moet 'n besluit maak in my lewe en sê, ek gaan dien soos Jesus, ek gaan opoffer soos Jesus, ek gaan vervolging vat soos Jesus, ek gaan soos Jesus 'n koningskind wees. So, kom ons sluit net weer af met hierdie vraag. Watse tipe koningskind is jy? 'n Arrogante een? 'n brat? Een van daai koningskinders wat, niemand hou regtig van hom nie, want, hy trakseer homself op die baadjie en wie hy is en hoe baie hy weet? Of is jy 'n Jesus, koningskind? Jy dien, jy maak 'n verskil, jy offer op, jy getuig, jy lewe die Christelike koningsliefde uit. My vraag is, hierdie Kerstyd, watse koningskind gaan jy wees? Kom ons luister na hierdie volgende lied. Want die Here sal vir my goed wees, die Here sal vir my sorg. Die Here sal my raak sien, en sy liefde vir my gee. Die Here sal my gebede verhoor, die Here sal vir my vrede gee. Die Here sal my seën en oppas, jy met deernis na my kyk en baie goed wees vir my. Met my hele hart wil ek U glo, wil ek U vertrou, aan U bly vashou, op U bly wou, want U is getrou en U het beloof. Die Here sal vir ons goed wees, die Here sal vir ons sorg. Die Here sal ons raak sien en vir ons sy liefde gee. Die Here sal ons gebede verhoor, die Here sal vir ons vrede gee. Die Here sal seën en oppas, en met deernis na ons kyk en baie goed wees vir ons.
saam met mense bid wat sê, hierdie Kerstyd wil ek anders leef. Ek wil soos Jesus 'n koningskind wees wat afwaarts leef, wat bietjie weggee, wat bietjie liefde aan ander mense gee, wat opoffer, né? Wat net sê, ek wil 'n ander tipe koningskind wees as die normale. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorbeeld van Jesus, van hoe lyk 'n regte koningskind? 'n Koningskind wie se koninkryk nie van hierdie wêreld is nie. Een wat kan weggee, opoffer, seer kry, vervolg word. Een wat kan dien, een wat 'n verskil maak. En dis my hartsbegeerte om meer dae so koningskind te wees. Meer dae soos Jesus te wees. Here, help ons in die land om hierdie Desembertyd wat voor lê, hierdie Kerstyd, net regte koningskinders van Jesus te wees. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.